Vader, ons is dankbaar in hierdie lieflike môre om hier te kan wees in U teenwoordigheid. Vader, ons weet dat U 'n liefdevolle en barmhartige God is, lankmoedig. Vader, ons weet dat U vir ons so lief is, dat U U seun gestuur het sodat daar vir ons verlossing kan wees. U het vir ons gebring in hierdie môre deur 'n nag. Vader, ons is so dankbaar dat U ons deel gemaak het van 'n skepping, deel gemaak het van U plan. En Vader, ons vra vir U om vir ons ook so te lei in hierdie môre, waar ons 'n paar verse in U skrif gaan open, dat dit sal persoonlik raak, dat dit vir ons sal rig en lei op ons lewenspad, sodat ons sal kan nader kom aan U en U wil sal doen. Seën ons in ons verrigtinge in Jesus naam. Amen. Dit is nogal interessant as 'n mens kyk so deur die skrif na verskillende mense en wat hulle te sê het. Ek dink aan een van die wysste manne wat ooit geleef het, Salomo, wat hy op 'n stadium gesê het, en die slotsom van alles is. Prediker skryf hy daar, die slotsom van alles is. Ek wil ook vanmôre wil ek kom, weet, dis interessant, as jy klein is, as jy so chokkertjie is, dan dink jy, op 'n stadium wonder jy, waaroor gaan die lewe? Julle ook al so voor, waaroor gaan die lewe? Dan kom jy by 'n punt, dan dink jy, die lewe is wanneer jy groot is. Want jy is mos nou klein. Jy dink dis wanneer dit so is. Later as jy nou klaar met skool, begin jy die groot mens wêreld te kom. Kom jy agter, maar dis nie wat die lewe is nie. Dan vra jy die vraag weer, waaroor gaan die lewe? Dan dink jy nee, net om 'n vrou te kry. Om jou eie huis te kan opsit. So, dit is elke keer dat jy 'n ander gedagte, totdat jy op die uiteinde van die dag op 'n punt kom, waar jy nou werklik amper, soos ek sal sê, 'n half-eeu bereik. Wanneer jy nou soos ek 50 bereik het. Dan kan jy nou amper begin om 'n idee te gee, net so 'n klein prentjie te gee van waaroor gaan die lewe eintlik. Want jy het nou al 'n hele stukkie geleef en jy hopelik is daar nog 'n stukkie oor vorentoe. So jy kan nou daarom ten minste as iemand na jou toe kom en vir jou vra, waaroor gaan die lewe? Dan kan jy daarom so ten minste iets vir hom sê of haar sê. Nou vanmôre wil ek Paulus aan die woord sit. Paulus kom daar in Athene en hy kom en hy maak 'n stelling. In Handelinge 17 vanaf vers 27. En hy verduidelik, gee ons 'n idee van waaroor die lewe gaan. Skryf so 'n klein prentjie. Handelinge 17 vers 27. Hy sê God het hulle gemaak. Hy verduidelik hier aan die Atheners. God het hulle gemaak om hom te soek. So wat ek wil sê, is dis waaroor die lewe gaan. Om God te soek. Om kennis van hom op te doen. Want ons weet Johannes 17 sê vir ons, dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enigste waaragtige God, en Jesus Christus wat
die gestuur het. So, kennis van God, om hom te soek, dis waaroor die lewe gaan. Al sou hulle ook moes rondtas, jy sien dit in my 50 jaar amper gevat, rond te tas, om hom te vind. So dit is nie altyd te maklik nie, dit is 'n rondtas. Dis donker op daai pad van rondtas. Hy sê so, hy is nie ver van enige een van ons af nie. Dit is soos in die donker, né? Hy is hier. Soos wat hy by Christus by die kruis was, die donkerte. Hy was daar. Vers 28 sê, want deur hom lewe ons, beweeg en bestaan ons. So hy is ons al. Dit is 'n interessante vers. En as ons nou kyk na die psalmdigter kom ook met Psalm 53 vers 2. En hy sê daar, Psalm 53, vers 3, kom ons maak dit vers 3. Hy sê, van die hemel af, kyk God die mens deur. Om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Julle het die teks gelees. Nog 'n mooi teks nie. Uit die hemel kyk God die mens deur om te sien of daar een verstandige is, een wat na die wil van God vra. Ja, vriende, ons praat met mekaar. Job het ook vriende gehad. Maar die vriende het 'n goeie idee na hom toe gebring, soos ons ook na mekaar toe bring. Job 8 vers 5. Daar kom Bildad, en hy kom en hy sê, as jy na die wil van God vra, en die Almagtige om genade smeek, Job, dan sal dit goed gaan met jou. As jy na die wil van God vra, so die man het ook 'n idee gehad, van waaroor die lewe gaan. Om die wil van God te doen. Om hom te soek. Na sy wil vra. Wat altyd vir my interessant is om te kyk, as jy iets wil toets, dan kyk jy dit gewoonlik aan handeling van mense of wesens wat na aan God is, om te kyk of dit reg is, of dit die pad is wat ons moet volg. En dit is interessant, as ons kyk na Openbaring, hoofstuk 4 en hoofstuk 5. In hoofstuk 4 kry ons 'n pragtige beeld. Ons kry die beeld van die Vader, wat op sy troon sit. Hoofstuk 5 kry ons die lam, klaargeslag, wat voor hierdie troon staan. Maar wat vir my opmerklik was van hierdie hoofstuk 4, is die feit van waarom God aanbid word. Vir wie? Of eintlik waarom? Jy sien hier vers 9 sê elke keer wanneer die lewende wesens heerlikheid, eer en dank toebring aan hom wat op die troon sit. Ons sien nou, dis die eerste deel waar dit staan van die Vader wat op die troon sit, vers 2.
wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit, en aanbid hom, wat tot in alle ewigheid lewe. Hulle sit dan hulle krone neer, en sê, nou moet julle mooi luister, dis die 24 wat gekies is, en dis die konsep van wat hulle glo, hoe hulle maak, wat ons moet volg. Dis mos nou die idee. Vers 11 sê, hulle sê, Here ons God, U is waardig om die heerlikheid en die eer en die mag te ontvang. Dan gee hulle 'n rede. Die rede word altyd so mooi omskryf met die woord omdat. Omdat U, die Vader, U, alles geskep het. Dis die rede. En dan gaan hy verder en sê, kom maar punt. Deur U wil het alles ontstaan. Deur U wil het alles ontstaan. En is dit geskep. Interessant. Openbaring gee vir ons hierdie pragtige prent. Maar Lukas vul dit beter in wanneer hy Jesus se woorde in Lukas 22 vir ons bring. Hy vul dit beter in want hy sê hierso van 'n vers 42. Lukas 22 van 'n vers 42. Dis Jesus wat kniel voor sy Vader en dan bid hy. Dan sê hy vers 42, Vader, as U wil, neem tog hierdie lydingsbeker van my af weg. Laat nogtans nie my wil nie, maar U wil geskied. Hier gee Jesus direkte erkenning. Net soos daai 24 in Openbaring, dat dit gaan oor die wil van die Vader. Interessant as jy klein is, dan sê die groot mense altyd, hierdie een wil nie luister, hy het 'n willetjie van sy eie. Dit is nou eintlik, om dit so mooi diplomaties amper te sê, hy is baie ongehoorsaam. Hy het 'n willetjie van sy eie. Maar Jesus het nie daai geopenbaar. Hy het die Vader se wil nagestreef. Hy het hom gesoek en sy wil nagestreef. Johannes hoofstuk 4 tel die geliefde disipel, tel hierdie gedagte nog steeds op. Hoofstuk 4 vers 34 sê vir ons baie interessante vers. Jesus kom, hy kom met 'n boodskap na die mens toe om die wil van die Vader te promoveer, vorentoe te dra. Vers 34, Johannes 4 vers 24, maar Jesus het vir hulle gesê, my voedsel, wat hou jou voedsel? Dit is wat jou in die lewe hou, né? My voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, om sy werk te voltooi. Nou, as dit die voedsel is van Jesus, wat die pad kom loop, dan moet dit mos my en jou voedsel raak. Wil te doen van hom wat my gestuur het. Ons kan aangaan, Johannes is op dieselfde twee hoofstukke verder, hoofstuk 6, is hy op dieselfde onderwerp, vers 38. Hy gaan,
En dan sê hy hier in vers 28, ek het van die hemel af gekom, nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het. Hier kry ons dit nou nog duideliker, né? Word geopenbaar aan ons dat ek van almal wat hy my gegee het, nie een verlore sal laat gaan nie, maar hulle almal op die laaste dag die dood sal laat opstaan. En dan herhaal hy weer, hy sê, dit is die wil van die Vader, dat elkeen wat die Seun sien, en in hom glo, die ewige lewe sal hê. En ek sal hom op die laaste dag uit die dood laat opstaan. Pragtige vers. Die volgende hoofstuk gaan hy aan. Johannes 7 vers 17. Ek wil ons kan heel dag besig wees met hierdie pragtige verse om te wys wat Jesus vir ons kom wys het, kom deel het sy voedsel met ons. Johannes 7 vers 17. As iemand gewillig is om die wil van God te doen, sal hy weet of hierdie leer van God afkom en of ek uit my eie praat. So jy kry daai onderskeidingsvermoë, is dit waarheid of is dit nie? As jy streef om die wil van God te doen. Matteus vat ook weer raak. Hy vat ook na hierdie gedagte. As hy kyk daar in Matteus 7, wanneer hy kom, Matteus 7, vers 21, hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemel aangaan nie, maar net hy, wat die wil doen van my Vader, wat in die hemel is. Is daar nie, daar kan mos nie duideliker woorde wees as dit is. Net hy, wat die wil van my Vader doen. Matteus, hou aan. Matteus 21. Matteus 21, vers 28, dan vat hy hierdie onderwerp nog verder. En hy kom en hy sê, wat sê julle hiervan? Hy bring dit nou in gelykenisvorm. Hy het dit so duidelik gestel, maar hy wil hê jy moet 'n bietjie dink oor hierdie saak. Nou gaan hy en hy betrek twee seuns. Hy sê, wat sê julle hiervan? Daar was 'n man met twee seuns. Hy het vir die een gesê, seun, gaan werk vandag in die wingerd. Ek wil nie. Jy sien, hy het sy eie willetjie gehad. Ek wil nie. Antwoord hy. Maar later het hy spyt gekry en tog gegaan. Die man het toe na die ander seun toe gegaan, en dan so 'n bietjie hoop gehad dat hy dalk kan, en vir hom dieselfde gesê, gaan werk vandag in my wingerd. En hierso sê hy antwoord, goed pa, maar hy het nie gegaan. Tragies. Ja, as baie wat in hierdie lewe van ons nou lei, wat net sê ja, as baie ja broers. Dus een van die broers, ja broers. Goed pa, ja.
maar hy het nie gegaan nie. So sy ja was nie regtig ja. Maar Jesus hy vra die vraag, wie van die twee het gedoen wat hulle pa wou hê? Wie van die twee het die wil van die Vader gedoen? Dis eintlik maar wat hy sê. Dis 'n onderwerp wat hy graag wil met ons deel. Dis waarom hy dit daar so vasgesit het in daardie gedeelte. Markus, hy bly ook nie agter nie wanneer dit kom by hierdie onderwerp. Markus 3 vers 35. Jy sien die vraag hier vers 33. Die moeder en die broers van Jesus. Hierdie gee vir jou dat jy kan familiebetrekkinge kry op 'n manier. Jesus kom, die disippels sê, maar jou broers, jou moeder is hier. Hy vra, wie is my broers? Wie is? En dan kom hy met die antwoord. Vers 35, hy sê, elkeen, dis nou ek, of jy, enige een, wat wil gehoorsaam wees, elkeen wat die wil van God doen, is my broer en my suster en my moeder. Soos jy voel alleen, jy voel eensaam, vat die woord, gaan doen die wil van die Vader. En jy sal voel dat jy familie het. Want daar's ander wat broers en susters en moeders is, omdat hulle die wil van die Vader doen. Matteus 6 vers 10, is ons laaste teks. Ek sien Jesus leer ons bid. Maar hy gee vir ons die kern van waaroor hierdie gebed eintlik gaan. Hy sê vir ons presies waaroor die lewe gaan. Hy het die ondervinding. Hy weet, want sy Vader het vir hom ingelig en hy het besef. Hy bid daar, vers 9, hy sê, so moet julle bid, ons Vader, wat in die hemel is. Laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Net soos die 24 ouderlinge dit erken, daarin, Openbaring 4. Net so, moet dit op die aarde geskied. Laat u wil geskied. So hierdie was 'n paar gedagtes wat ek vir julle wil gebring het, om nou maar na al die jare se ondervinding vir julle te sê, die slotsom van alles wat ek op gekry het, is soek God, die ware God natuurlik, en doen sy wil. Doen sy wil. Interessant as jy kyk na die gees van profesie, en jy kyk na hoe die internet die gees van profesie opsom. Dit is nou
interessante dinge, want ek wil hulle het mos nou baie toegang tot baie van haar boeke en so aan. Sy sê basies, nou sê hulle hier, according to E.G. White, doing the will of the Father involves submitting your own will to His. Submitting your own will to His, which leads to obedience to God's law and a life lived in cooperation with the Holy Spirit. This obedience is achieved not through willpower alone, but by yielding your will to Christ, allowing Him to guide and transform your thoughts and desires. Her writings emphasize that to know and to do God's will, one must believe in Jesus, study Scripture, and commit to a life of humble service and prayer. Mag dit 'n gedagte wees, 'n voorbeeld wees wat ons kan in hierdie dag dalk vir ons verder vat, wat vir ons vorentoe kan vat. Maar die slotsom van alles is, soek die ware God, doen sy wil. Want in dit lê die ewige lewe. Dit lê die ewige lewe. So kom ons sluit af. Vader, dit is vir ons 'n voorreg om deur die skrif te gaan, om die woorde van Jesus en die profete en skrywers te kan analiseer en te nadink, wat alles maar dieselfde woorde uitdruk, om U te soek, om U wil te doen. Vader, laat U wil geskied, hier op aarde, net soos daar in die hemel. Seën ons ook so waar ons op ons paaie gaan, en lei ons ook so, sodat ons hierdie gedagte van U wil sal voor ons uitstuur, sodat ons dit sal nastreef, en dat dit ons omsingel, om ons van agteraf ook te lei en te rig, met die stem, hier is die pad. Seën ons Vader, en ons smeek dit in Jesus naam. Amen.